Hartlike goeiemôre van my kant af hier eens met voorreg om so saam met u te wees en mag die Here vir ons ook regtig saam seën met sy kosbare woord uit. Hierdie is 'n rooi laksman, redelik skaars, mens sien nou nie sommer baie nie, maar ek het die voorreg gehad om dan ook hierdie laksman af te neem. Nou, as ons dink aan 'n laksman, dan dink ons maar baie keer aan mense wat daar by die dodestel gewerk het, en seker ook maar daar wat hy sy naam vanaf gekry het, want soos hierdie laksmanne is, hulle het baie keer wat hulle goggetjies draad in die draad opvang, en dan wag hulle tot hy droog is, en dan sal hulle daai goggetjie gaan eet. Net so is dit ook kosbaar in die woord van die Here, dat die vergifnis 'n saak van God is. Matteus 6 vers 12, waar ons reeds gister by stil gestaan het, maar as hy sê, en vergeef ons skulde, gaan oor die hele saak van God wat vergifnis aan 'n kosbare siel dan ook verleen. As ons sê hy vergewe ons, dan het die mens niks om te betaal nie. Hy kan nie vir sy eie skuld betaal nie. As die skuld nie vergewe word nie, moet dit vir ewig teen daardie persoon gehou word. Juis waarvoor Jesus dan ook gekom het, want ons as mens is insolvent. Ons het niks om te gee aan God nie. Dis moes vergifnis uit 'n vrye barmhartigheid van God dan ook gekom het in die Here Jesus Christus. En hoe vreemd is dit dat ons nie hierdie ou skuld kan laat kwytskeld sonder om nuwe skuld. Dus moet ons ook besef dat die Here Jesus Christus die ene is wat al ons skulde kom dra. Hy is die enigste ene wat ons kan kwytskeld van ons oortredinge, van ons skulde, van ons sonde. En daarom moet ons ook besef, ons is insolvent voor God. Ons het niks om aan hom te bied nie. God het alles om aan ons te bied. En daarom wat hy ook sê in Psalm 130 vers 4, maar by U is vergewing. Daar is niks by 'n mens. Daarom is vergifnis 'n saak van God af, dat hy ons skulde, ons sonde, dan moet vergewe. Daniël 9 vers 19 getuig ook daarvan. Here, hoor, Here, vergeef. Hierso kom Daniël en hy sê baie duidelik dat dit God is wat vergifnis skenk aan die ene wat skuldig is, die sondaar wat vergifnis nodig het van sy sonde. Psalm 32 vers 1. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Hierdie persoon, as hy dan ook kom sê 3 maal gelukkig, wel geluk en salig vir daardie persoon wie se oortredinge vergewe is. Daardie persoon wat vergifnis ontvang het van God af, wie se sonde bedek is deur die bloed van die Here Jesus Christus. As hy dan ook sê aan Handelinge 13 vers 38, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word. Daardie vergifnis is met die Here Jesus Christus, en dit is deur die prediking wat dan ook hierdie boodskap van vergifnis ook by die hoorder dan tuiskom. Daarom so belangrik dat ons hierdie saak van God se vergifnis wat hy bied vir enige sondaar aan die wêreld daar buite sal bekend maak. Dat ons dit sal openbaar, sodat die wêreld kan weet, daar is 'n plek waarheen hulle kan gaan om vergifnis van sonde te kry. God, deur die Here Jesus Christus in die bloed wat gevloei het, bied dan hierdie vergifnis vir die verlore sondaar en vir die ene wat skuldig is voor God dan ook aan. Mag ons dit besef, mag ons na God toe gaan. Miskien is daar iemand vandag wat met hierdie skuld sit, met hierdie sonde, hierdie dat die woord vir ons aankla en ons is skuldig voor die Here, dat ons dit gaan bely. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Daarom moet ons ook na die Here toe kom. En dis wat die woord van die Here vir ons ook sê. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi so purper, dit sal word soos wol. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vergifnis bied. Dankie dat U genade aan elke sondag ook wil gee. En mag
daardie oortuiging van die Gees van God ook elke sondaar bereik. Amen.